Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se tema is bou jou huis op die rots. Onthou ons het bietjie stil gestaan by die klipmonument wat hulle opgerig het, olie oorgegooi het en gesê het, so ver was die Here met ons. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Romeine 8:37 In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Matteus 7:24. Onthou jy, ek het so 'n paar oggende terug met jou gepraat oor hoe ek by Oesterbaai die woorde victory tussen twee rotse gaan skryf het. En hoe die Here daar met my gepraat het, toe ek op die duin gesit het, vir my die twee wolkies gewys het, wat in hartevorm was. So toe ek hierdie victory tussen die twee rotsbanke gaan skryf het op die seesand, moet ek weet, dis hoe Jesus met my praat. Jesus praat nie in hoog verhewe taal nie. Die taal wat hy gepraat het met sy mense, was die huistaal Aramees. En nou wil ek vir jou sê, Jesus praat met jou die huistaal van die hemel. Daar waar hy gegaan het om ons plek voor te berei, dis die huistaal wat hy met jou en met my praat. Hy praat taal wat mense verstaan. Almal weet dat seesand wegspoel, soos die verskillende getye, die golwe, die storms daaroor spoel. Ek het dit soveel meer verstaan. Dis net die water wat die fondasie kan toets. Net water. God se gees ken God die beste. En daar sê Jesus, ek het julle baie dinge oor God geleer. Neem my woord ter harte en tree reg op. Dan is julle lewens op 'n stewige fondament. Wanneer die reëns en die storms losbreek, sal jou lewenshuis dan nooit uitmekaar stort nie. Want jou lewe is gebou op Jesus as 'n rots wat nooit kan meegee nie. Aan die ander kant sê Jesus, as ons sy woorde gehoor het, en ons doen dit nie, is ons regtig dom. Dit sê die boodskapvertaling. Want dan is ons lewe op die sand gebou, en die reën gaan kom in die storms, en dan sal die huis in mekaar stort, en is die doderyk ons voorland. Jy sal meer as 'n oorwinnaar wees, as jy nie heeltyd fout soek nie. Ons moet die balk en die misleiding uit ons eie oog uithaal, want 'n groot gevaar is om dinge net uit ons eie persepsie uit te kan sien. Dan kom Jesus se woorde tot ons. Wees versigtig as jy tussen mense is wat nie respek vir God het nie. Hulle kan nie verstaan hoe heilig God is nie. Soos 'n trop varke sal hulle sy goedheid onder hulle voete vertrap en jou nog vervolg ook. Matteus 7 vers 7 sê, bid vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Ons moet nooit moeg word om te bid nie. Vra en God sal vir jou gee. Soek en jy sal kry. Klop aan die hemelse deur en hy sal vir jou oopmaak. Want elkeen wat vra ontvang, wie soek kry, wie klop kry 'n oop hemelse deur. Glo jou Vader wil vir jou net die beste hê. En doen goed aan ander. Vra jouself af elke dag, hoe wil jy hê mense moet teen jou optree? En dan gaan tree jy eers so op teenoor hulle. Dit is nie maklik wat die woord van ons verwag nie. Die pad na God is moeilik, dis smal. Daarom loop so min werklik hierdie pad. Want dit kos jou 'n prys om te leef op God se krag, dat Jesus die weg, die waarheid, die lewe is, dat die Vader se hart, dat hy die enigste weg, waarheid en lewe is. Net een kan jou leer van hom, wat daar die pad vir jou moes loop. Stel jou in op die Heilige Gees se stem. Lei my, Heilige Gees, lei my. Waarin sal Heilige Gees jou vanoggend lei? As daar dinge is wat verkeerd is in jou lewe, hy sal jou oortuig van daardie sonde. Luister na hom. As God se woord sê iets is verkeerd, dan is dit verkeerd.
My opinie kan dit nie regmaak nie. En kom by daardie plek uit, dat Jesus se bloed jou was, jou reinig en jou heilig. En as dit goed is wat jy teen mense hou, laat die Heilige Gees jou lei, want God se woord sê, moenie iets teen mense hou nie, want hy hou nie iets teen jou nie. Hoe langer jy daardie ding teen mense hou, hoe langer gee jy die mag aan daardie mens, om jou gedagtes so te oorheers, om jou so ongelukkig te maak, dat jou hart naderhand kan jy voel, sommer soos 'n klip raak, van al hy seer, van al hy verwerping. Kom by die plek uit dan, dat die Heilige Gees jou lei, want hy weet presies waar jou wonde is. En Jesus se woorde was, die rotswoorde van Jesus was, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Die ander dinge van genesing? Nee wat, dit is maar dinge wat op sand gebou is. Die storm sal kom, en daardie wonde sal vir jou net erger raak. Gaan na Jesus toe, leer wat sy woord jou leer om te doen, en gaan doen dit net so. Amen.